Goeiedag julle, Jolandi hier van die Bybel in 1 jaar. Ons lees vandag saam uit Eksodus hoofstuk 5. Soos julle sal onthou, het hoofstuk 4 geëindig waar die kinders van Israel in aanbidding voor die Here gestaan het, omdat hulle besef het dat die Here ag gegee het op hulle swaar kry in Egipte. Tog word hulle dankbaarheid baie vinnig met frustrasie vervang aan die einde van hoofstuk 5. Aangesien alles nie uitgespeel het soos hulle gehoop het dit sou nie. En hoeveel keer doen ons as gelowiges nie dieselfde nie? Want net soos die Israeliete tydens hulle swaar kry in Egipte, smeek ons ook partykeer die Here vir oorwinning in 'n sekere area van ons lewe. Maar terwyl ons in geloof staan en wag, maak ons net vir ingeval solank planne en bedink ons eie uitkoms. Net om meeste van die tyd teleurgestel te wees wanneer die lewe anders uitwerk. Maar dit is juis wat geloof so besonders maak. Want tussen die Here vertrou vir 'n uitkoms en die uiteinde van 'n saak, is daar gewoonlik 'n lewensveranderende geestelike reis tussenin. In verse 1 tot 3 lees ons van Moses en Aaron se versoek aan die Farao om die kinders van Israel toe te laat om in die woestyn die Here se aangesig te gaan soek. Moses het egter baie goed geweet hoe hoog die Farao homself geag het, aangesien hy in die koninklike paleis groot geword het. Die farao's van die tyd het gelyke status aan al die ander gode van Egipte gehad. So Moses het reeds vooraf besef dat dit nie 'n maklike taak sou wees om die farao te oortuig dat daar 'n ander God was nie. En in vers 2 sien ons dan ook hoe Farao vra: "Wie is die Here na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie en ek sal Israel ook nie laat trek nie." En alhoewel Farao se hart beslis nie op die regte plek was nie, het hy ten minste die regte vraag gevra deur te sê: "Wie is God?" In verse 4 tot 9 lees ons dan hoe die las op die Israeliete swaarder geraak het na die versoek, in plaas van ligter. En weer eens, is dit nie maar hoe dit steeds vandag gaan nie, want mense hou nie daarvan dat hulle sienings en hulle geloof uitgedaag word nie. Die farao het weerstand opgebou by die aanhoor van 'n ander god, in plaas van om in te sien dat die Israeliete eerder hulle eie God wou gaan aanbid. En hierdie weerstand van Farao het die Israeliete voor hulle eerste groot toets gebring om uit slawerny verlos te word. Want hoe sou hulle reageer as dit swaarder gaan in plaas van beter? En in verse 10 tot 14 sien ons dan die ekstra las wat op die Israeliete geplaas word. In verse 15 tot 19 probeer die opsigters van die kinders van Israel dan die volk se saak bepleit by die farao om net die las weer ligter te maak. Farao was egter nie hulle antwoord om uit slawerny verlos te word nie. So om hulle hoop in hom te plaas, het net gelei tot verdere teleurstelling. En vir ons vandag is hier iets baie prakties om hier uit te neem. Want wanneer ons op mense staat maak, is ons ook geneig om teleurgestel te staan. Maar wanneer ons op God staat maak, besef ons die krag van die Heilige Gees in ons lewens, selfs ten tye van moeilike en soms onmoontlike omstandighede. In verse 20 en 21 sien ons dan dat die opsigters van die kinders van Israel kwaad geword het vir Moses en Aaron hieroor. Maar so anders as hulle optrede, neem Moses die saak na die Here toe in verse 22 tot 24. En alhoewel dit goed is dat hy met die Here hieroor gaan praat het, is dit tog ook hartseer dat hy so vinnig sy gesprek met die Here by die brandende bos vergeet het. Want soos julle sal onthou uit Eksodus 3 verse 16 tot 20, het die Here presies aan Moses verduidelik wat die verloop van gebeure sou wees, juis sodat hy goeie moed kon hou. So mag ons vandag uit Moses en die kinders van Israel
se verhaal iets vir onsself neem, om nie so maklik God se beloftes te vergeet nie en om nie so maklik moedeloos te raak in uitdagende omstandighede nie. Want iewers gaan die lewe nie volgens plan vir ons verloop nie. Maar dit beteken nie vir 'n enkele oomblik dat die Here ons vergeet of alleen gelaat het nie. Mag julle elkeen 'n geseënde dag hê. Totsiens.